Goeiemôre. Groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg weer eens om 'n bietjie met u te deel oor God se woord, oor dit wat die Here met my en jou wil praat, bespreek in die week wat was, maar ook in die week wat kom. En ek dink dit sal net reg wees vandag op die 10de Mei, dat ons bietjie eer gee aan die vrouens, aan die moeders, aan die wat in die agtergrond werk, wat ons eintlik weet in die besige lewe waardeur ons gaan op die oomblik en die druk wat op almal is, dat ons so partykeer so besig raak met die dinge dat ons eintlik vergeet waar ons krag vandaan kom, nee. Veral ons as mans, ons vergeet waar ons krag vandaan kom, waar ons liefde vandaan kom. En ek weet dit kom van die Here. En ek wil dit nie minder maak nie, nie vir 'n oomblik nie. Want alles kom van die Here af. Maar daai geskenk wat ons het in ons vrouens of in ons ma's, die wat 'n ma gehad het wat lief was vir hulle, wat die beste probeer het, wat die beste in alles gegee het. Ek wil vandag vir hulle eer. Ons moeders, ons vrouens. En wat beter manier om dit te doen as om uit Spreuke 31, ons ken Spreuke 31, die wat in die woord ingaan, gereeld besef, weet die woorde van Lemuel, die koning van Massa, waarmee sy moeder hom vermaan het. En dit begin eers daar, al die werke wat dit doen, wat die vrou doen, wat die moeder doen. Maar ek wil nie daar vashak nie, want ek wil vandag eer aan ons vrouens gee, eer aan die moeders gee. Vandag, en dit begin hierso daar waar sy van vers 25, Spreuke 31:25, waar begin dit hierso, en sê, sterkte en eer is haar kleed, dit waarmee sy haarself bedek, dit waarmee sy haarself wat sy gebruik om rond te loop, dat mense kan sien, wat is haar kleed, sterkte en eer, die eer wat ek en jy aan hulle gee, die eer wat ons aan ons vrouens gee, die eer wat ons aan ons ma's gee. Dit is die krag wat sy dra. Die eer wat ons aan hulle gee, kan ons net gee as God in ons is. As God gevestig is in ons harte en ons besef die waarde van 'n vrou. Dat ons hierdie sterkte vir haar kan gee, dat sy dit sal dra as haar kleed. Dat mense kan sien dat haar familie haar opdra, haar beskerm, haar respekteer, haar eer, haar liefhet. Dit is haar kleed, en sy sê daarso, en sy lag oor die dag wat kom. Sy is nie bekommerd oor die dag wat kom nie, want sy weet, die mense wat haar opdra, die mense wat haar beskerm, haar man, haar kinders, almal wat haar beskerm, is daar, net om die goeie vir haar te gee. En as ons hulle eer, dan weet ons, dan lag hulle vir die dag wat môre, want daar's niks wat haar bekommer nie, daar's niks wat haar ontstel nie, daar's niks wat haar kwaad maak nie, of haar laat vrees nie. Want haar man en haar kinders dra op, beskerm haar, kyk na haar, maak seker dat sy het alles wat sy nodig het. Alles wat sy nodig het is die liefde wat sy moet ontvang van ons af. En ja, ons val as mans. Dis nie, ek sê nie, dis 'n verskoning nie, maar die dinge waarmee ons besig raak, ons raak besig met dit wat belangrik is, ja, maar partykeer raak ons so besig met daai dinge, dat ons vergeet om eer aan ons vrouens te gee. En ek dink is 'n gepaste dag vandag, wat ons kan sê, jammer, nee. Maar hy gaan aan hier so die woorde wat hulle aangaan, hy sê, haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong. Met die wysheid wat sy van die Here ontvang het, die wysheid wat sy kry deur elke dag in die woord in te gaan, die wysheid wat sy kry, soos wat sy nader aan die Here beweeg. En bou sy gebruik haar mond om mense op te bou, om mense te bemoedig, om mense bekragtig, om vir mense te bid en vir mense te eer. Dis die vrouens waarmee die Here ons geseën het, nie?
Hy sê, opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. Sy is besig. Sy is besig met die dinge wat die Here in haar hart gelê het. Sy is besig om mense op te bou, om mense aan te moedig. Dit is die vrouens waarmee die Here ons seën. En partykeer sien ons dit nie raak nie. En is dit waarmee ons vrouens wil seën vandag, ons mammas wil seën vandag om te sê dankie. Dankie vir die tyd, dankie vir die werke, dankie vir die opofferings, dankie vir die woorde van bemoediging, dankie vir die woorde van wysheid, dankie daarvoor. Gaan sy aan haar seuns tree op en noem haar gelukkig. Kan jy vandag uitkyk en terugkyk na die moeder en sê, ja, my ma was gelukkig in alles wat sy gedoen het. Hy sê, haar man ook, en hy prys haar. Ons as mans moet ons vrouens meer en meer en meer eer gee, meer en meer prys, meer en meer loof vir die wonderlike geskenke wat hulle is en die wonderlike geskenk wat die Here aan ons gegee het. Dat die Here ons geseën het met daai wysheid, met daai rykdom. Hy sê, baie dogters het hulle knap gedra, maar jy, vrou, oortref hulle almal. Die vrou wat die Here vir jou gegee het, is die perfekte vrou vir jou. Moenie gaan kyk na ander nie. Moenie gaan kyk na na daai wat by die werk is dalk, of daar ergens op 'n ander plek nie, nee. Kyk na jou vrou se hart, kyk na die wonderlike dinge wat sy doen. Kyk na die wonderlike vrou wat sy is, waarmee die Here jou geseën het. Kyk na die hart, die dinge wat sy doen, daar waar niemand anders te sien. Sien, is maklik om as vrou en man mooi te lyk by die werk, mooi gesig te dra, aan te sit by die werk, waar almal jou sien, waar jy jou agter 'n masker werk, wat jy doen die dinge wat jy moet doen daar by die werk. Maar daar by die huis waar niemand hulle sien nie, daar by die huis waar hulle rustig raak, daar by die huis waar hulle aangaan met die dinge van die wêreld, van die dinge waarmee hulle moet besig wees, nee. Die dinge van die Here. Daar waar hulle na ons sorg, daar waar hulle vir ons omgee, daar waar niemand anders behalwe ons hulle sien nie. Dit is daar waar hierdie vrou besonders is, besonders uitstaan, besonders ons opdra na die Here toe. Daar waar ons vrouens op hulle knieë sit, daar waar hulle vrouens bid, intree, elke oomblik van elke dag. Dit is daar waar ons na hulle harte kyk en sê, dankie Here. Dankie vir die vrou waarmee U ons geseën het. Dankie vir die vrou waarmee die Here jou geseën het vandag. Vir die vrou wat vandag luister, dankie. Dankie vir U, dankie vir dit wat jy doen. Dankie vir jou gebede, dankie vir jou liefde, jou omgee. Dankie vir die mooi woorde, die sagte gesindheid waarmee jy ons ondersteun en ons versterk en toelaat dat ons aangaan om te sorg vir ons families. Dankie daarmee dat ons daarna kan kyk en sê, jou seuns tree op en noem haar gelukkig. Jou man ook, ja, hy prys haar. Mans, prys ons vrouens genoeg. En ek dink nie daar is 'n tyd wanneer ons kan sê, ja, ek het vandag my vrou genoeg geprys nie. Ek het vandag genoeg eer aan my vrou gegee nie. Ek dink nie daar kom sulke tyd nie. En as dit is, dan moet ons regtig terugdink en sê, wow, het jy regtig daar gekom waar jy nie meer eer aan jou vrou kan gee nie. Dan moet ons regtig terugkom by die hart van die Here en sê, Here, help my Here. Help my om meer in my vrou te sien, help my meer, sodat ek daar kan sê, dat ek as man prys haar meer en meer elke dag, net omdat sy my vrou is, net omdat sy jou vrou is, net omdat sy jou ma is, dat ons haar sal prys, sodat ons dogters kan sien hoe ons hulle opdra, hoe ons hulle eer, hoe ons hulle beskerm en vir hulle sorg,
Dankie daarvoor. Hy sê die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Ons vrouens vrees die Here deur net om die Here eer te gee, net om elke dag saam met die Here tyd met die Here te spandeer, net om toe te laat dat die Here deur hulle met ons praat as mans, dat ons hulle sal opdra en dat ons sê, sy moet geprys word. Jy sal, dis 'n opdrag van die Here, ons moet ons vrouens begin prys. Ons moet, dis 'n opdrag van die Here. Dat ons gaan terugkom daar waar die Here wil hê ons moet wees. Want dit is die eenheid, ek meen dit is so wonderlike, die huwelik is so wonderlike voorbeeld van dit wat God in die tuin van Eden vir ons gegee het. Man en vrou, saam stap elke oggend, elke dag, saam met die Here, dat ons stap by die Here, in eenheid saam met ons, saam met mekaar, dat ons vrouens sal prys. Ek meen, dink maar net daar, toe Adam diep in die slaap gemaak is deur die Here, en die Here het Eva gevorm uit die ribbe, uit sy ribbekas, aan die sy van die mens, aan die sy van die man, en toe hy sy oë oopmaak, wow, daai beeldskone vrou, hy het nog nooit so ding, so iemand en iets so mooi gesien het in sy hele lewe nie. En ons weet nie hoe lank hy alleen was nie, maar die feit dat hy al die diere 'n name gegee het, ek meen daai eerste sonopkoms wat hy beleef het, was amazing gewees het. Maar toe hy sy oë oopgemaak het in die tuin van Eden, en daar sien hy sy vrou vir die eerste keer. Ek kan dink, hy daar in absolute bewondering gestaan het, en hy het gesê, wow, Here, waarmee het U my nou geseën? Wow, dankie, en dit is daar, sy moet geprys word. Want Psalm 139 sê ons vir ons daar, sy is gevorm in haar moederskoot, ek en jy is gevorm in ons moederskoot, wonderbaar is ons gevorm. En daarvoor sal ons die Here eer vir die vrouens waarmee die Here ons geseën het, vir die maas waarmee die Here ons geseën het. Is hulle perfek? Absolutely. In God se oë, in ons oë, as ons kyk na hulle harte. 'n Vrou wat die Here vrees, moet geprys word. Prys ons vrouens genoeg, nee. Gee haar van die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte wees. Die werke wat die wêreld sien is hoe mooi sy na ons kyk, hoe mooi sy na haar kinders kyk, hoe bereid sy sal wees, sy is, om vir haar kinders en vir haar man te wys, hoe lief is sy vir die Here. En dit is die werk van haar hande, dat as ons die Here dien, om haar op te dra, dat ons die Here dien, as kinders, ons as mans die Here dien, omdat ons vrouens die Here dien en die Here vrees, dan prys ons hulle daarvoor, en ons prys die Here daarvoor vandag. Kom ons prys ons vrouens vandag, nie net vandag nie, maar elke dag as jy jou oë oopmaak, dink aan Adam, daai dag wat hy sy vrou vir die eerste keer gesien het, en in verwondering daar gestaan het, en gesê, wow, dankie Here, dankie dat U my geseën het met 'n wonderlike vrou. Dankie dat U my kinders geseën het met 'n wonderlike ma. En ons seën elkeen van julle vandag, want as dit nie vir ma was nie, was jy nie vandag hierso nie, nee. Ja, so kyk nie na haar foute nie, kyk nie na die dinge wat sy dalk, waarmee jy sit en dink, maar sy het. Nee, kyk na die wonderlike vrou wat die Here vir jou gegee het, die wonderlike ma wat die Here vir jou gegee het, dat sy geboorte geskenk het aan jou, is 'n wonderwerk in homself. Mag jy 'n geseënde dag hê en 'n geseënde week hê, en as die Here wil, dan praat ons weer volgende week, en asseblief, reik uit, as daar nood is, as daar 'n situasie wat ons saam met jou kan intree, reik uit, want ons is lief vir jou, en ons wil hê die Here moet jou seën en ryklik gebruik, net soos daar, die werk van haar hande, die vrug van haar hande, haar werke geprys word,
in die poorte. Ek groet jou in Jesus naam. Amen.